Nou maar, liewe vriende, ons is besig met 'n baie interessante reeks wat ons laas keer begin het, so vir die van die Merwes, julle gaan vinnig 'n crashkurs moet kry in week 1 gegee. Ons praat oor, die titel van die reeks is, hoe om siek te wees. Dit is 'n bietjie sarkasme van my kant af, omdat baie mense sê dat is die wil van God baie keer dat jy moet siek wees. En ek sukkel met die gedagte, en ons is besig om te kyk hoekom, en wat sê die Bybel van gesond word, want ons glo God se hart is nie net om jou gesond te maak nie, maar dat jy in gesondheid sal lewe, en deel van sy seëning deur al die jare wat ek sien vir mense was, dat jy 'n lang en gesonde lewe mag hê. En as enig ouers, dan gaan jy dood omdat jy anders nie siek is. So, dis wat ons glo wat moet gebeur, en laasweek het ons vinnig daarna gaan kyk oor God se goeie hart, en sy hart vir ons vir 'n lang en gesonde lewe. En die probleem kom in as ons ongesonde gedagtes toelaat, soos die stres en onvergifnis en al die dinge. En ons doen dit, maar ons is net mense, en almal is maar so, en die Bybel noem dit sonde. En dit is 'n bitter pil vir ons om te sluk om te dink, dat jy is God se kind, en hy is lief vir jou, en dit moet jou redding niks uitwaai. Maar jy kan sonde in jou lewe toelaat. Ons het sulke lysies van, dis bad sonde, en hier is al goeie sonde. Hierdie goeie sonde is goed dat ons siek maak. En ons sukkel met die ding van, Bybel met sonde, ons harte hoor dit moeilik, maar dis wat dit noem, en die fantastiese ding daarvoor is, Christus kan nie verskonings vergewe nie, maar sonde het hy plan mee gemaak, sonde kan hy wegvat. En dan is alles beter, want dan kom genesing op die rig daarvan. So, die goed waaroor ons praat, is nie goed wat maak of jy gered of nie gered is nie, dis goed wat maak, hoeveel van die lewe en oorvloed wat Christus gesê het, hy gebring vir ons, ervaar jy in hierdie lewe. Dis waar ons kyk. En vandag wil ek aangaan met net so 'n taai gedeelte, en dit is God se liefde en sy seëninge, waarvan genesing dan in sal wees, onvoorwaardelik. En dis nogal 'n halfe antwoord wat jy in 'n moeilike posisie kan plaas met ja en nee antwoorde. So ek gaan 'n bietjie praat oor verduidelik daarin. God se liefde vir ons as mense is nie gekoppel aan ons nie. God het ons lief gehad, hy het Christus gestuur vir ons te sterf, nog voor ons die kans gehad het, of daar was, om te besluit hoe ons daar gaan reageer. En op daai manier is dit onvoorwaardelik, dit is nie gekoppel aan ons nie. Dit beteken ongelukkig nie, dat alle mense gered is nie. God het gekies om ons te kon sterwe, en elke mens het die potentiaal om gered te word. Maar almal is nie sommer net, omdat Christus gesterf het. En die dag toe ek Jesus aangeneem het, en weergebore is geestelik, het daai deel van God se onvoorwaardelike liefde vir my realiteit geword. Maar dit het die voorwaarde gekos van, ek moet Christus kies bo alles. En voor ek dit nie gedoen het nie, het God se onvoorwaardelike liefde nie vir my getel. En op 'n soortgelyke manier, dink ek by God se seëninge soos genesing, is onvoorwaardelik voorwaardelik. Dis my antwoord van vandag sê, onvoorwaardelik voorwaardelik. Met Christus se kruisdood was 'n uitspraak gewees, deur my wonde is julle genees. Dis die feit gewees in Skrif. En soos julle agterkom, is almal van ons nie heeltyd gesond nie. En ons bid vir mekaar en dit word nie gesond nie. Dit beteken elke mens het potensiaal gesond te word. Ja, as ons die onvoorwaardelike voorwaardes van die genesing wat hy gebring vir ons nakom. En laasweek het ons na 'n klomp plek in die Ou Testament gekyk van waar God sê, as julle doen wat ek vra, gaan ek vir julle seën met oorvloed en genesing en al daai goede. As julle dit nie gaan doen nie, gaan daar vloeke oor julle kom. En siekte word in die Bybel die meeste van die tyd 'n verband bring met sonde en vloeke, nie met seën nie. En as jy nog sukkel met die keuse, wat vir party mense is blykbaar 'n moeilike keuse van wil eerder in die seën van die Here lewe en doen wat hy sê, wil eerder doen wat ek wil doen en maar die vlek vat. God help jy met die keuse. Maar daar is maar net 'n stukkie ding dat ek begin gooi. Whoever conceals his transgressions will not prosper. Prosperity is meer as geld is. Dis dan harmvol. But he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Maar as jy dat Bybel uitkom nie, wat ek vir julle wil gee, is God help jy met die keuse van wat ek kan toe jy dink hy dink jy moet te gaan. En hy sê in Deuteronomium 30 vers 19,
Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek vandag vir julle voorgehou. So God het nou net vir hulle mooi beduie in daai gedeelte voor 28 tot hierso. Dis hoe dit werk, maatjies. En soos al hierdie, my hart vir julle is al hierdie goede. Seën, volg my, wees my kindertjies. Ek is vir julle God, julle is my volk, dan gaan dit so gaan. As julle nie so gaan wees, dan gaan hierdie die gevolg daarvan wees. So ek hou nou vir julle voor, dis hoe dit werk. Lewe en dood, vloek en seën. Nou hierso is my voorstel, as God almagtig maar my. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te haal. Want dis vir jou lewe en die lengte van jou dae. Dit is my amazing dat hierso die feit dat jy God lief het en naby hom bly en hom luister beïnvloed die lengte van jou dae, of al dan nie. En dan dink ons altyd, dit is my soos ons gee mense grasie wat ons God nie gee. As jy met 'n girl trou, sy sê ek het vir jou 'n fantastiese vrou. Dis al wat ek vir jou vra is net wees naby my, wees lief vir my. So, dis half geregverdigbaar dat ek request van 'n vrou wat iemand trou, 'n man wat iemand trou. Ja, wat ek vir jou wil hê, is hê my lief met alles wat jy het. Dis al. En God vra daai ding van ons. En ons speel mense met die ding van, sal ons dit doen, ons sal eerder ons eie lewe dag. In elk geval, so dis wat God vir hulle sê, dis hoe die lewe werk. Kies jy vandag, my voorstel is, kies die lewe. God is liefde. En liefde het nog altyd vir mense keuse. As jy die voorkant van die Bybel begin, by Adam en Eva, dan sê God van hy skrik in die fantastiese plek, hy sit in die paradys neer, en ons noem vandag met enige ding fantasties in die paradys. En hy sê vir hulle, ons het 'n lekker verhouding in die gang, ek loop in die ander saam met julle in chat, ek het vir jou 'n love money gemaak, wat jou gaan help met al die werkies wat ek vir julle gegee het. Hier is ek ene wat julle nie kan doen nie, los uit daai boom. Los uit die boom. Was God boos, omdat hy vir hulle 'n keuse gegee het, waarvan hy weet, die gevolg van hierdie een keuse gaan wees dood? Was hy boos daaroor? Openbaring 3 vers 20, ek het nou nie maar julle ken dit, sê God, en dis 'n brief geskryf aan 'n gemeente, dis nie vir 'n bekeringsboodskap nie, hy sê, ek stap by jou hart en ek klop. En as jy gaan luister, my stem hoor en die deurtjie oopmaak, dan sal ek inkom en saam met jou kom maaltyd hou. Is God boos omdat hy nie inkom nie, maar staan en klop, toe die van oopmaak. Hy maak seëninge om te sorg dat die nageslag wat kom, sy voordeel sal geniet en die guns sal hê van iemand wat 'n goddelike lewe lewe. Soos jy goddelike lewe sê, dit gaan oor jou kinders, hulle kinders en kinders. En die ander kant van daai ding, as jy besluit om dit te doen, is die vloeke. Is God boos omdat hy ons keuses gee oor wat ons in ons lewe toelaat? En ek hoop jou antwoord is saam met my nee, God is nie boos daaroor nie. Hy is liefde en liefde gee keuses. Van die begin af. Jakobus 1 vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, maar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif, dit is 'n boerse gawe of geskenk. In elk geval maak 'n gawe daal van bo af neer van die Vader van die lig, en by wie daar geen verandering of skade deur van omkering is nie. God is nie die outeur van sleg. En van die begin af het God die keuses daar gestel. Maar die aanmoediging na die verkeerde kant was nog altyd Satan se werk. Dit sien julle ook in die verhaaltjie van julle begin met Adam en Eva. En in sy almag en sy alwetendheid laat God boosheid toe om werk te doen. Deels omdat hy 'n regverdige regter is, maar alles werk op God se plan. Hulle selfs die boosheid. Dit maak God die outeur van boosheid. Hy is soewerein. En hy daar's 'n paar plekke in die Bybel hy beskryf, die Gees dan toe kom sê dit en dit sê hy wil gaan doen dit. In sy soewereiniteit het God beheer op al die goede. So kom hy nie vir 'n oomblik as dan sê, wat gebeur nou op aarde nie. Nie vir 'n oomblik nie. Maar hy is nie die outeur van sleg.
Siekte en ander vloeke is die werk van Satan. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn. Hoekom het Jesus gekom? Om die werke van die duiwel te verbreek. En dis wat Jesus kon sê as hy met sy kruis dood. Hy bring vir ons redding. Hoekom? Hy het die werke van die bose vernietig wat ons van God afgesleep het. En hy kan sê, met sy kruis dood, hy bring vir julle redding, ag vir julle genesing. Hoekom? Hy vernietig die werke van die bose wat ons siek maak. En hy sê, ek bring vir julle vrede. Hoekom? Dit vernietig die werke van die bose wat ons in vreeslik leef. So, God se onvoorwaardelike voorwaardes vir jou genesing, wat ons laas begin kyk het, is dat jy jou sal keer omdraai van die sonde wat jy siek maak. Hoe doen die mense volgens die Bybel? Die bely die goedjies. Ons het al belydenis is Sondag gewees as ons uitkom. Is dit ook? Jakobus 5 vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle voor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. En daar spring elke apostole wat ek ken op en fantasties, want dit is wat die Here gesê het ons moet doen. En almal het salfolietjies en ons het salfolietjies en dit almal salfolietjies. En dit is wonderlik, want dit is wat die Here het gesê ons moet dit doen. En dan breek ons want dit is so lekker werk. Plaas ons dit aanlees. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Daar is julle stoel opgesommer 'n paar reeltjies, hè. En ek weet ook hoe God so gemaak het. Maar jou genesing lê baie opgesluit in hierdie groep mense die so kom. Die liggaam van Christus, ook bekend as Erie, Christian, Adlai, Magda, dis waar jou genesing lê. Want God werk deur sy liggaam. En ek weet ook my gesê, bly is om mekaar. Ek het dit aan mekaar gemaak. Dit het gesê, vat jou koffie, gaan sit in die tuin en kyk in die natuur en dan bely die goeds. Want dit was sy voorskrif aan ons was. Bly is sondes teenoor mekaar. En die amazing ding daarvan is, ons sien dit werk, met wat ons doen. En dan kom maar, ek het net so preek met Posidelle van die Engel, sy sit daar so met my en sy die ding wat sy nie kan oorkom, sy dat nooit in haar lewe vir moet vertel is en vergeet. Sy kan nie, is verskrik, God gaan in die vergewe en niemand kan vergewe en al het ek sê, dit is die Bybel, lig so verskrik, dit is so ergste ding wat my ouker ding, dis alweer die sy ergste ding. Maar van waar ons het wat ons gehoor het, dit kan nie so erg wees nie. En dan iewers kry sy die moed en dit kom oor haar lip en sy bely het. En dit vat 3 sekondes te werk. En die vry kom in 40 jaar, 25 jaar, sy seer gehou. In 3 sekondes. Want God het gesê bely aan mekaar, so jy gesond kan. Miskien moet ons net oor ons trots kom. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit is so God het gemaak het. En weer eens, hierdie ding is nie om ons lewe ingewikkel te maak. God weet hoe werk ons hartjies en hy weet hoe mooi vry. Mag ek 'n ander opsie doen? Jy mag opsie doen. Vrees vir verwerking van mense en van God. Dis die ander opsie. Nee, nie trots. Vrees vir verwerking. Ook al jy vas. Dit is al dit, so ons moet hoor om uit te kom. So dit vat 'n bietjie van maak jouself klein, maar dis hoe dit werk. Ons bid vir mense, statistiek sê 5% mense word gesond. En ons sê, wat is dan die fout? Die Here sê dan daar, roep die gemeente in. En by the way, die rede hoekom die wêreld op sy kop staan, is om in die kerk die job van genesing gegee te dokters en psigiaters en die kinders. Dit was nie so, en daai tyd is iets, ons gesê nie pastoor. Dis ook te werk, dat wel zijn innerlijk, dat het nie kom. En duidelijk het nie aan gestaan en gesê, oké, hierso, olie, daar gaan ons bid. Ja, die positie sê wat ons moet weet. Dat ons uit kan kry, dan bid ons weer. En dan kom ek. So dit, ons moet net ander lees, die foute by die gedeelte wat hulle nie link na die gedeelte nie, of ek groot geword was nie verlink na gewees nie. Het sê, bly die goeds, bly julle stres nie julle offergifnis,
Bitterheid in jouself, haat, perfectionisme, hoekom? Sodat jy genees kan word. God wil jou genees, dis nie eens die vraag. Hy wil. Die vraag is, het jy onvoorwaardelike voorwaardes nagekom? Jesus maak 'n man met die poel van Bethesda gesond, wat 38 dae siek was. Jy ken op die storieetjie, kan ek julle lees nie, maar Jesus loop maar doen later in die tempel raak. En hoor wat sê hy? Johannes 5 vers 14, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie. Sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Dis Jesus besig om te dreig. Dan gaan jy met 'n vloekslaan boek die met lekker kyk. Of is 'n liefdevolle God besig om uit te waarsku, want God ken die koneksie tussen sonde en siekte. Alles hang af, en kom ek nou agter. Ek sê vir die dag sit want ek stroei so met goed met om dit oor te dra wat ek my hartjie voel. En toe die kom sê vir wat die antwoord is. Die antwoord is ons nie God. Sien jy God as 'n God wat staan en dreig hy kan vir met 'n vloekslag. Of sien hom as 'n liefdevolle Vader wat weet hoe werk die reëls wat hy kan maak. En hy sê vir jou, ek weet hoe dit werk, kies die Here as jy lief. En as hy sê ek sonde, moet jy sonde nie. Ek gaan jou gesond maak, geen probleem nie. Moenie die sonde nie. Matteus 9 vers 2. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê en hom gebring en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sonde is jou vergewe. En ons sê maar, Here, hy sê, man, nie bid vir die man dat hy siek gesond kan word. En dis wat die mense duidelik gevoel, dat hulle beskuldig toe Jesus van, hy's godslasterlik, toe hy sê vir hulle, jy sonde is jou vergewe. Sê wel, kyk, weet dat julle wil hê so, staan jou bedjie op, met jou bedjie loop. En dan gaan hy. Jesus ken weer eers die verhouding tussen sonde en siekte. En dis weer eens wat hulle dink van dit is wat ons so baie sien, van dit in die berading wat ons doen is, ons help mense om agter die kap van die byl te kom, vrouwelike genesing uit te. En die proses behels, waar sonde wat al verskyn in ons hartjies, bestaan voortlopend, ek weet nie, maar ons kom by die goede uit, as dan kan afhandel, en dan kom die genesing vanself. En in die begin was dit my verstom. Om met die gesê gesond word, wat nie eens voor gebid het, word gesond. Maar dis wat gebeur. God het gesê, as jy die sondes bely, bring die genesing. Hierdie is Johannes 9 vers 1 tot 3 en toe hy verby gaan sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is. So hulle het 'n koneksie gesien met hom. En Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet aan hom openbaar word. So in die middel van al die goede, hulle moet vir jou sê, alles is nie sonde nie. Die ons gaan later daaroor praat. Maar wanneer jou hartjie laat settle op iets my uitkomst doen. Want dit is nie noodwendig nie. Maar wanneer dit daar wat skiet nie. Die feit dat God gesê het, en die Bybel skyn op maar, want julle hart is hard. Verander nie in die feit dat God gesê het, ek haat egskeiding. Egskeiding is anders geweld nie, want God soms gevoel, gaan twee mense skei nie. Maar God weet ook dat die wet maak dood. Party mense verneem mekaar so hulle gesê, as dit daar moet kom, dan as jy nie gaan rond dood, dan kan jy gaan. Iets oké. Verander nie God se hart nie, verander nie die meeste van tyd hoe dit werk nie. Maar dit is nie noodwendig nie. So moet ook nie noodwendig aangekla voel oor goed wat nie so is nie. Een voorbeeld wat ek net aan kan beloop dink. Toe ek Peri ontmoet het, gaan jy gebruik Peri. Toe loop ek, sê ek is opgehoor Peri, ek kan nie wag nie. Ons kan Peri met my goed en gaan 'n meisie wees. En toe Peri het ken, toe kom ek agter, hy is nie perfek nie. Maar Peri se grootste probleem is pille, wat hom aan die lewe hou. So daar is baie keer goed dat met jare moet God nie veel uit te werk. Daar's ander goed as dit. Dis 'n voorbeeld. Maar daar is goed is so moenie veroordeel voel oor tweede is ja, dis nie noodwendigheid nie. En aan die een kant en aan die ander kant dit is 'n vader wat jy sit om waarsku en sê, ek weet nie die lewe nie dood werk. Kies asseblief vir die waarsku. Soek die goedjies in jou hart. Die ook. Nou, in die meeste gevalle is belydenis die vereiste
vir genesing. En dit kan nie die woord soos van die slanger. Daar is omdraai van wat jy besig was om te dink of te doen, en wegdraai verandering van gedagtes. Dan wil ek 'n derde verduidelik hoe die sonde weggevee word. Dit sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tyd van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. En die woord inkeer, in Engels is dit repent. Metanoeo, is dit in Grieks, en die metagedeelte ken julle, dis waar metamorfose vandaan kom, beteken verander. En die noeo gedeelte is skrifwoord nous, is jou gedagtes. Beteken fisies, draai jou gedagtes, verander jou gedagtes. En bekeer, ek is laasweek oor gepraat, beteken draai om of draai terug. So dis nie net, ek is jammer, nie, as bietjie meer vleis om die saak, as net ek is jammer met jou woord is. So onthou wees, dis nie God wat jou lewe probeer ingewikkeld maak met stappies nie. Dis hy net sy raad om jou vry te kry, dat hy weet ons mekaar gesit is. Wat sou dit baan? God genees jou hartsiekte. Met jou woorde sê, ek is jammer. Maar jou gedagtes verander nie, wat jy siek gemaak het. Hoe help dit? Oor 2 weke sit jy weet waar jy nou sit. En as julle my nie ken nie, ek weet niks van julle vrees dit nog nie. Ek is dood aan hartaanvalle. Jy moet jou opdraai oor wat jy geglo deur die lewe werk en wie kyk na jou en hoekom en wat. En elke siekte is so wat van sonde afkom. Daar's 'n rede hoekom die goed daar is en miskien moet ek dit soms insluit julle. Daar's baie ook daaroor te lees. Die een wat ek aanbeveel is 'n boekie oor wil lees, se naam is Healing Begins van Dr. M.K. Stryker. Dis net maar die loofstuk ingesit. Sy is nie die eerste een aan my nie, sy sal hoor sy het baie mense aan boeke van haar. Sy het net vir my wetenskaplike kop die beste uit ingesit op die ander is bietjie soos 'n weet hierdie ding saamgestel. Ek wil nie wat vir F dit nie. En haar boek is my baie nice uit ingesit vir as jy wil weet die links tussen emosionele gemors by Bybelsiekte doen, sonde doen en siekte. Want dit maak dit net makliker. En soos ons laasweek gesê, dis al algemene kennis as jy van mense sê hartprobleme is hulle stres. En dit is dieselfde ding, die lysies my groter en groter en soos wat die wetenskap dink raak slimmer. Ontdek hulle alles wat God al gesê het. En dit is net 'n mooi lysie, so dit maak dit makliker. In elk geval, so jy kan net sê jammer, jy moet jou gedagtes verander op die belydenis dat die goed wat jy siek maak nie daar so gewees nie. God is heilig en hy gaan nie sy standaarde laat sak, omdat die Bybel sê, ons moet in die seën van die Here lewe. Dis 'n afgewater evangelie. Jy jou sonde, ek gaan jou seën, want ek verstaan, ek het lief vir jou. God gaan nie sy standaarde laat sak, hy is heilig. En natuurlik wil God jou seën, dis nie eens argumenteerbaar. 2 Korintiërs 7. Terwyl ons dan die belofte sê, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heilig maak en in die vrees van die Here volbring. En dis wat ons die hele tyd, al die goede kan ons die hele tyd omtrent opsom deur die een woord van heilig maak. Dis net jaag die Here met alles wat jy het. En dis 'n keuse foute maak daar. Jy mag met liefde foute maak met heilig maak. Dis wat vir Christus se genade daar is. Genade is van jy jaag heilig maak, maar jy maak nog steeds foute. Jy mag terug en doen sonde en val en gaan te kere. Dis nie die probleemgedeelte nie. Die probleemgedeelte is nie heilig maak ons nie. Dit is nie genade. Dis 'n cheap evangelie. Wat beteken hierdie besoedeling wat ons hier vandag gelees het? Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Mense maak dit baie vinnig 'n seksuele ding en dit is dit ook obviously, maar dis alles wat nie in lyn met God se karakter en sy natuur is nie. En daarom sal goed soos haat en onvergifnis en jaloesie en foutsoekery en veroordeling en woede deel van besoedeling wees waarvan die Bybel sê ons moet reinig. En hierdie vermaning wens gerig op God se kinders. Dis nie sy gemeente wat hy gekry. So, kom ons breek hier vandag. Daar's nog baie te sê. Baie mense sê vloek kan nie oor Christene kom nie. Die dag toe Jesus in die kruis gehang het hy gesê, dis volbring. Dit beteken vloeke wat sonde kan bring, kanselleer en as jy daarom weer gebore is, kan vloeke nie oor jou kom nie. En ek sê ek hoor dit en ek wens dit was so. Maar dit sou beteken, as jy 'n Christen is en jy siekte, volgens jou teorie, dan moet jy nie weer gebore wees nie. Galasiërs 3 vers 13
Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur dit weer vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hom hou, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof ontvang. Christus het ongelooflik vir ons 'n vloek geword. En die amazing ding van ons verbond ons sy reinig word ons gemors word syne. Dit is nie te betwyfel, dit staan so. Maar dit is nie sonder nie. Dit is onvoorwaardelik, voorwaardelik. As ons die voorwaardes nakom van die meeste van die tyd in die Bybel sien van die verband tussen sonde en genesing, en ons kom maar voorwaarde daar, dan kon die seun wat Christus oorbetaal het, soos wat dit daar staan.